Vandag is Palm Sondag. En gelowiges reg oor die wêreld in verskillende denominasies vier vandag die intog van Jesus in Jerusalem. Dis 'n dag wat hierdie laaste week van Jesus op aarde voor sy kruisiging inlei. Nou as ek dink aan Palm Sondag en ek sommer palms gaan pluk aan ons tuin, dan dink ek aan 'n storie van 'n jong seentjie, sy gesin wat die oggend Palm Sondag by hulle gemeente gevier het. En hulle as 'n gesin was baie opgewonde gewees. Maar net voor hulle moet ry vir die diens, toe raak die seentjie baie siek. En die ouers besluit maar pappa gaan by die huis bly saam met Boeta. Mamma gaan alleen gemeente toe, kerk toe en om Palm Sondag te vier. En sy kom by die huis, mamma, en sy het hierdie palmtak wat sy terugbring van die gemeente af. En die seentjie kyk so na hierdie palmtak en hy vra vir hom, maar waar kom hierdie palmtak vandaan? En sy sê vir hom, maar kom ek verduidelik. Toe Jesus opdaag, het die mense palmtakke gewaai en hulle klere op die grond gegooi en gesing Hosanna. En die seentjie was so ongelukkig, hy sê vir haar, die een Sondag wat 'n kerk mis en Jesus daag op. Nou, Palm Sondag vier ons dat Jesus opdaag. Hierdie is 'n baie betekenisvolle dag. Hierdie is 'n dag wat fyn beplan is op God se kalender. Elke detail van hierdie dag. Meer as 500 jaar voor hierdie dag lees ons al van profesie in die Ou Testament wat praat oor die detail van hierdie dag. Inteendeel, selfs in Genesis 49 lees ons al oor hierdie dag. Dis 'n dag van betekenis. Hoekom sê ek dit? Wel, al vier evangelies praat van hierdie dag. Daar's min geleenthede in Jesus se lewe waaroor al vier evangelies praat. Al vier praat nie eers oor sy geboorte nie. Al vier praat oor hierdie gebeurtenis, maar hierdie laaste week wat ons in hierdie week gaan beleef, wat vandag inlei, word breedvoerig bespreek in al vier evangelies. Gaan kyk na die spasie wat hierdie laaste week van Jesus in die evangelies opneem. Nou vir die Bybel-nerds onder ons, en die van ons wat hou van statistiek, die evangelies bestaan, al vier evangelies bestaan uit 89 hoofstukke. 85 van hierdie 89 hoofstukke gaan oor die laaste week. As jy dink aan die Matteus-evangelie, 2/5 van die Matteus-evangelie gaan oor die laaste week. 3/5 van die Markus-evangelie, 1/3 van die Lukas-evangelie bespreek hierdie laaste week. 'n Bietjie minder as die Johannes-evangelie. Hierdie dag, vandag, is 'n dag van betekenis. En ek wil jou nooi om vandag tyd te maak, as jy by die huis kom, om na al vier evangelies te gaan en te gaan lees wat op hierdie dag gebeur het. En laat toe dat die Here met jou praat ook deur sy skrif. Maar kom ons lees saam uit die Johannes-evangelie, hoe Johannes gebeure uit hierdie dag bespreek. Ons gaan uit die 53 vertaling lees. Hy sê die volgende dag, en dis Johannes 12. Reeds in Johannes 12, daar's 21 hoofstukke in Johannes, reeds in hoofstuk 12, begin ons te lees van hierdie laaste week. Hy sê die volgende dag, het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem toe kom, palmtakke geneem, en uitgegaan, hom tegemoet en het geroep, Hosanna. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit. Soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion. Jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. Dis feestyd in Jerusalem.
Ons begin hierdie skrifgedeelte te lees en dan lees ons van feesgangers. Hierdie was een van die 3 grootste feeste vir die Jode, waar letterlik duisende mense van reg oor die wêreld opgetrek het na Jerusalem. Dis Pasga tyd. Nou jy kan dink, geskiedskrywers sê vir ons dat die stad was oorvol gewees. Jy kan dink aan al die voorbereiding wat gedoen moes word. Waar daar gewoonlik tussen plus minus soos 40,000 mense in die stad Jerusalem is, tydens hierdie feestyd, skryf hulle daar's tot 500,000 mense in die stad. Die logistiek, die reëlings, die voorbereiding. Paaie moes herstel word, brûe moes versterk word. Daar's verblyf reggemaak en gereed gemaak. Hotelle, herberge, gastehuise, kampterreine is oorvol. Kan jy dink aan die kos wat voorsien moes word vir al hierdie mense? Die offerdiere. Nou weet ek, hier's van ons wat hier sit wat met finansies en begrotings werk en ek kan al sien, al klaar werk jou kop. Die finansiële inspuiting wat hierdie stad moes beleef het. Maar dit was nie net logistieke uitdagings nie. Daar was 'n atmosfeer in die stad tydens hierdie fees wat amper ons kan beskryf as elektries was. Mense het saam gekuier om vure, saam ontmoet, hulle het mekaar lanklaas gesien, weer ontmoet, saam gesels, saam gekamp, aande saam psalms gesing. En die stad se atmosfeer kon letterlik gevoel word. Maar saam met hierdie logistiek en die atmosfeer van die stad, was daar sekere politieke uitdagings in hierdie tyd. Jy sien, Rome was in beheer gewees. En Rome het oor Jerusalem beheer uitgeoefen. Nou hier is die groot stuk ironie. Waaroor het Pasga tyd gegaan? Dis 'n vryheidsfees, 'n bevrydingsfees. Dat Jode tot vandag toe vier vryheid wat hulle ontvang het vanuit slawerny uit Egipte uit na 'n plek van vryheid. En nou tydens hierdie feestyd waar almal vryheid vier, beleef hulle onderdrukking. Rome is besig om hierdie stad te onderdruk. Hier is 'n nuwe Egipte, die Romeinse Ryk. Hier is 'n nuwe Farao, die Caesar. En hierdie mense ervaar uitbuiting, magsuitoefening, onregverdige sisteme. As daar ooit 'n tyd was waar Jode in opstand kom teen die Romeinse Ryk, was dit hierdie tyd. Die tyd van Pasga. Want hierdie stad is vol mense. Dit wat in die voorgrond van hulle gedagtes is vryheid. En terwyl hulle stories van vryheid deel, terwyl hulle psalms van vryheid sing, beleef hulle nie vryheid nie. Hulle is op 'n plek van onderdrukking. Die Romeine het dit geweet. En daarom het hulle seker gemaak dat daar 'n baie sterk Romeinse teenwoordigheid in hierdie stad was, veral tydens feestydde. Hulle wou vrees inboesem by die Jode. Hulle wou seker maak dat niemand dit sou waag om uit lyn uit te tree tydens hierdie feestyd nie. Dis hoekom dat wanneer Jesus by hierdie stad inkom op die donkie en die mense Hosannas roep en hierdie koningspsalm sing, dat fariseërs na Jesus toe kom en sê, maar maak jou mense stil. Dis gevaarlik om hierdie liedere te sing tydens feestyd. Hulle gaan 'n protes verwag. Maar dit is interessant dat Jesus sê, die tyd vir stilby op hierdie dag is verby. En dis hoekom hulle seker gemaak het dat die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus in hierdie tyd in die stad Jerusalem is. Ek weet nie wat weet jy van Pontius Pilatus nie. Nou, Pilatus het nie in Jerusalem gebly nie.
Hy het buite Jerusalem daar op die kus, op die Weskus gebly. 'n Plek met die naam van Caesarea Maritima. 'n Somerpaleis. Vandag nog kan jy van die oorblyfsels van hierdie paleis gaan besoek in Caesarea. En tydens hierdie feestyd het hy gekom na Jerusalem om wet en orde te handhaaf, om seker te maak dat niemand uit lyn uittreë nie. Dis in hierdie week wat ons vandag begin vier, waar hy ook met sy soldate 'n intog in Jerusalem gehad het. Uit die weste van Caesarea kom hy en sy soldate. Nou hierdie intog, en ek wil jou nooi om jou verbeelding saam met my te gebruik, hierdie intog was amper soos 'n visuele magsvertoon. Dit was politieke teater op sy beste. Soldate. Pontius Pilatus op 'n oorlogsperd, vlae, tromme, wapens. En in my gedagtes sien ek hoe jy as bystander dalk daar staan en jy sien hoe hierdie perde inkom. Jy hoor die perdehoewe op hierdie grondpaaie. Dis asof die aarde dreun. Jy sien hoe die son glinster op hierdie harnasse van soldate, op die wapens, die beste wapens waarin jy kan dink. Vrees word ingeboesem. En jy besef, ek sal dit nie waag om op te staan teen hierdie Romeinse mag nie. Dis in hierdie tyd. Dis op hierdie dag. Terwyl Pontius Pilatus met sy weermag inkom van die weste, dat daar nog 'n intog is in Jerusalem. Maar hierdie intog is van 'n teenoorgestelde rigting. Dis van die ooste. Jesus kom vanaf Jerigo, deur Betanië, van die ooste, en hy kom ook hierdie stad Jerusalem in. Maar soos ons nou gaan sien, die manier waarop hy inkom, is totaal en al kontrasterend van hoe Pontius Pilatus inkom. En wat ons sien op hierdie dag, op Palmsondag, op Intogsondag, is amper twee koninkryke wat bots met mekaar. Nou, Jesus kom en hy kom wys vir ons deur sy inkoms iets van die koninkryk van God, iets van sy karakter. En daar's 'n paar uitnodigings wat hy na ons toe bring deur sy intog. En ek wil vanoggend 3 uitnodigings noem. Die eerste uitnodiging wat ek sien is dat Jesus nooi vir jou en my, en ek gaan dit nou verduidelik, na 'n onderste bo koninkryk. Sy koninkryk lyk totaal en al anders as wêreldse koninkryke. Dat Jesus kom wys vir ons dat dit wat magtig is volgens wêreldse standaarde is nie noodwendig magtig in die koninkryk van God nie. Hy wys vir ons dat dit wat swak lyk in die wêreld is dalk sterk in sy koninkryk. En alles rondom sy intog kommunikeer vir ons dat sy koninkryk is 'n onderste bo koninkryk. Dit lyk anders. Kom ons dink aan sy intog. Matteus skryf oor sy intog in Jerusalem en dan sê Matteus, die mense het teen die einde uitgeroep en gesê, maar wie is hierdie man? Wie is Jesus? En dan roep hulle uit, hy is van Nasaret. Kan jy onthou van Nasaret? Nasaret is 'n klein, onbelangrike dorpie in Galilea. Almal het gekom van Nasaret, maar nooit teruggegaan na Nasaret. Jy kan onthou dat een van die disippels het op 'n tyd gesê, maar kan daar iets goed kom uit Nasaret? En Jesus kom uit hierdie klein, eenvoudige dorpie. Pontius Pilatus kom vanuit hierdie pragtige paleis op die Weskus. Hulle intog lyk totaal en al anders, is kontrasterend. Wie is die mense wat saam met hulle is? Saam met Pontius Pilatus is soldate. Van die beste en sterkste soldate, gevaarlikste soldate wat jy kan aan dink. Hulle doen dit om vrees in te boesem. Wie is die mense wat saam met Jesus is?
eenvoudige mense. Mense in wie se lewens hy 'n wonderwerk gedoen het. Onder andere in hierdie groep, as jy 'n paar hoofstukke van tevore gaan lees, kom jy agter, Jesus was in Jerigo, en is in Jerigo onder andere waar hy 'n blinde man gesond maak. Die man kan weer sien. En dan noem Markus hierdie man se naam. Sy naam is Bartimeus. Bartimeus is in hierdie groep saam met Jesus. Daar's 'n man met die naam van Lazarus. Lazarus wat uit die dood uit opgewek is in hierdie groep. Jy sien, Jesus kom doelbewus deur Betanië. Hy het baie tyd in Betanië spandeer. Die mense in Betanië het sy bediening verstaan. Hulle was uitverkoop in sy bediening. Hulle het gesien hoe een van hulle uit die dood uit opstaan. En dis die mense saam met Jesus. Pontius Pilatus se mense kom met wapens in hulle hande. Maar Jesus se mense kom met palmtakke. Dis hierdie soldate wat oorlogskrete sing, maar die gevolg saam met Jesus weer klink woorde van Psalm 118, die Hosannas, hierdie koningspsalm. Kan jy sien dat hierdie was totaal en al kontrasterende intogte? Hoe kom hulle? Wat is hulle vervoermiddel? Pontius Pilatus kom met 'n strydwa, met 'n oorlogsperd, maar Jesus, wat is sy vervoermiddel? 'n donkie. 'n eenvoudige donkie. Hoekom 'n donkie? Nou, daar's 'n paar redes hoekom 'n donkie. Matteus 21 vers 5 sê vir ons, hy sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy's nederig en hy ry op 'n donkie. Op die vul van 'n pakdier. Hierdie is 'n onindrukwekkende dier. 'n donkie praat van vrede, van nederigheid. So Jesus kom en hy kom wys ook deur die feit dat hy op die donkie ry, hy kom in nederigheid en hy kom in vrede. Geen goewerneur, geen koning, geen generaal wat oorlog maak sal kom op 'n donkie nie. Maar daar's nog 'n rede hoekom hy kom op die donkie. Dis die vervulling van 'n profesie. Sagaria 9 vers 9, meer as 500 jaar voor hierdie dag, profeteer Sagaria dat die koning, die Messias gaan kom en hy gaan ry op 'n donkie. Dat Jesus kom en hy kom nooi ons na 'n onderste bo koninkryk. Dat lewe in my koninkryk, sê hy, lyk totaal en al anders. Hy beklemtoon hierdie feit dat die eerste stop wat hy maak, kan jy onthou wat is die eerste stop wat hy gemaak het op die maandag nadat hy die stad binne gekom het? Heel eerste, binne die eerste 24 uur gaan Jesus na die tempel toe. Ons Afrikaanse vertalings vertaal daai stuk in die skrif met die reiniging van die tempel. Dis nie reiniging van die tempel nie. Dis van ons teoloog wat sê, as jy iets reinig, dan maak jy iets skoon om dit weer te kan gebruik. Jesus wou daai dag die tempel uit diens uitstel. Jesus skeer tafels om, jaag mense uit die tempel uit. Dis asof hy vir die mense kommunikeer, God se elektrisiteit, die hemelse elektrisiteit word nou afgeskakel vir hierdie stelsel. Daar's 'n ander stelsel wat voor lê. Daar's 'n ander manier van lewe saam met God waarna jy genooi word. Dis 'n onderste bo koninkryk. Dis nie die reiniging van 'n tempel nie, dis uit besigheid stel van die tempel. En daarom hierdie Palm Sondag, kan jy sien hoe groot is hierdie Sondag? Dat die eerste uitnodiging wat hierdie Sondag vir jou en my bring, is om te sê, volgens watter koninkryk lewe jy? Lewe ek volgens die standaarde en die karakter van die wêreld rondom my? Of het ek al ja gesê vir God se koninkryk? Leef ek volgens sy standaarde, volgens sy beginsels, volgens sy wil, 'n onderste bo koninkryk? Maar daar's 'n tweede uitnodiging, en die tweede uitnodiging is dit, bring jou nood. Bring jou nood. Bring jou behoeftes. Bring dit waar jy hulp nodig het. Jy sien die mense van daai tyd,
die Jode wat daar uitroep en die palmtakke swaai, was mense gewees wat geleef het met onderdrukking, met groot nood. En Jesus kom en hulle haal palmtakke uit, en dit is asof hulle waai en sê, ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig. Daar is die onderdrukking wat hulle ervaar. Hulle is moeg, hulle is uitgeput. Hulle wag al letterlik, al eeue vir 'n redder, vir 'n Messias. Kom ons dink ons in hulle situasie. Dit sal wees asof jy en ek vandag huis toe gaan, en jy by die huis kom, en soos wat jy die deur oopmaak, is daar iemand anders in jou huis. En iemand anders trek in jou huis in, gebruik jou meubels, eet uit jou yskas uit, slaap op jou bed, en sê van nou af is ons in beheer in hierdie huis. Jy het 'n klein vertrekkie waarin jy kan bly. Jy bly nog hier, maar ons is in beheer. Ons sal dink dis belaglik. Maar is iets hiervan wat hulle beleef het in Jerusalem. Hulle is in hierdie stad wat gesien word as die stad van God. Maar is in die stad van God waar hulle onderdrukking beleef. En hulle voel, maar ons het nie krag om hierdie Romeinse ryk te oorwin nie. Ons het nie kontak nie, ons het nie netwerke nie, ons het nie vermoëns om dit te oorwin nie. En daarom het hulle uitgekyk vir leidrade, wanneer gaan die Messias kom? En toe hulle Jesus op hierdie donkie sien, toe besef hulle, dis nou tyd. Die Messias is hier. Die lang verwagte redder is hier. En hulle haal palmtakke uit en hulle sing Hosanna. Wat beteken Hosanna? Wel, Hosanna is 'n prys, maar is ook 'n hulpgebed. Dit beteken letterlik, red ons. En red ons nou. Ek wonder baie keer, hoekom is ons skaam om ons palmtakke uit te haal en te vra vir hulp? Want ons gaan baie keer deur dinge, deur uitdagings, of dit gaan oor finansies, verhoudings, my huwelik, my verhouding met my kinders, en ek skaam om my palmtak te waai. Ek steek my palmtak weg. Ek wil nie hê ander moet sien, ek het 'n palmtak, Hosanna, wat ek uitroep, en sê, Here, red my nou nie. Eintlik is ons lewens een groot Hosanna. Ons almal het redding nodig. En hier is die tweede uitnodiging vir oggend. Dat Palmsondag nooi ons ook uit om ons palmtakke te waai en te sê, Here, ek het redding nodig. Ek het redding nodig. Vergifnis van sonde. Here, hier is 'n area in my lewe wat ek nie alleen kan deurgaan nie, maar ek het U hulp nodig. Maar daar's 'n derde uitnodiging vir oggend, en die derde uitnodiging is om beheer oor te gee aan die Here. Jesus kom die Olyfberg af, en dalk was daar van julle al gewees wat in Israel was, en kan onthou, die op die Olyfberg gestaan het, die uitsig op die Olyfberg. Dus wanneer jy op die Olyfberg is eintlik meer van 'n heuwel, waar jy uitkyk oor hierdie stad, Jerusalem, en hier is 'n foto van Jerusalem, soos wat vandag lyk. Maar Jesus kyk uit oor hierdie stad, en daar's verskillende reaksies daai dag. Die skares roep Hosanna. Die Fariseërs sê bly stil. En dan het Jesus 'n interessante reaksie terwyl hy oor hierdie stad kyk. Jesus huil. Op hierdie Palmsondag staan hy met daai donkie, hy kyk oor die stad en hy huil. Daar's twee geleenthede waarvan ons weet waar Jesus gehuil het. Die een keer was toe hy by 'n graf gestaan het van sy vriend Lazarus in Betanië, waar hy gehuil het. Hy huil saam met ons wanneer ons verlies beleef. En die tweede keer is waar hy hier oor 'n stad kyk en hy huil oor hierdie stad. Kom ons lees saam. Lukas 19 sê hy, toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daar gehuil en gesê, as jy vandag wou insien wat vir jou vrede nodig is, hy sê, maar nou is jy blind daarvoor. Hoekom huil Jesus oor hierdie stad?
Die skrif is vir ons baie duidelik. Hy huil eerstens want hy sien die toekoms van hierdie stad. Hy weet, hierdie stad gaan verwoes word. En ons weet, in 70 na Christus is daai stad verwoes. Maar daar's 'n tweede rede waarom Jesus op hierdie dag huil. Hy besef dat hierdie mense sien nie in wie hy is nie. Hierdie mense verwag 'n politieke Messias. Iemand wat in opstand gaan kom teen die Romeinse regering met geweld. En hulle besef nie dat hy die Messias is wat kom met 'n onderste bo koninkryk nie. Later hierdie week gaan dit 'n hoogtepunt bereik wanneer Pilatus kom en hy 'n gevangene uitbring en hy sê vir die skare, nou moet julle kies. Wie moet vrygelaat word? Jesus of hierdie gevangene? Die gevangene se naam is Barabbas. Matteus sê vir ons, wat was Barabbas se eerste naam gewees? Kan jy onthou wat was sy eerste naam? Sy eerste naam is ook Jesus. Matteus 27:17, hy sê, aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Ons weet, Jesus was 'n baie algemene naam ook in die tyd. Maar Barabbas was hierdie krimineel, hy was 'n vryheidsvegter gewees. En terwyl hy geveg het vir vryheid teenoor die Romeinse regering, het hy mense doodgemaak en het hy gesteel. En ek het altyd gewonder, maar hoe kan die skare kies en sê, laat hom vry en laat Jesus gaan? Maar ek besef, die skare het so 'n vryheidsvegter gesoek. Hulle het gedink, dis wie Jesus gaan wees. Barabbas beteken ironies genoeg seun van die Vader. Maar hier is hierdie kontrasterende, weer eens hierdie kontrasterende beelde. Dat die een wat skuldig is, word vrygelaat. En die een wat onskuldig is, sterf aan 'n kruis, amper in sy plek. Die storie van die evangelie. Dat die skare kies hierdie politieke vegter, hierdie politieke vryheidsmaker, bo iemand wat vryheid bring deur liefde en vrede. Jy sien, Jesus kom daai dag en hier's wat ek jou wil uitdaag, waar hy sê, gee beheer oor. Dat die manier hoe hy ons baie keer vryheid en voorsiening gee, is anders as wat ons verwag. Hierdie skare het 'n bepaalde prentjie van 'n Messias gehad. En kom jy en ek ook nie baie keer na hom toe en sê, Here, hier is my nood, maar asseblief, sorteer dit so uit en teen Dinsdag, asseblief, ek sal dit waardeer. Maar waar hy kom en hy sê, maar gee beheer oor. Dis asof hy vir hierdie skare sê, daar's 'n groter prentjie wat julle moet raak sien. Weet, julle verwag vryheid van 'n Romeinse ryk, maar ek is hier om nie net die Romeinse ryk te oorwin nie, ek is hier om dood en sonde te oorwin. Daar's 'n groter prentjie. Julle is hier in hierdie stad en in hierdie stad is daar 3 groot leiers wat korrup is. Hier's 'n Pontius Pilatus, hierdie wrede Romeinse goewerneur. Hier's 'n Herodes Antipas, hierdie welgestelde koning. Hier's 'n Caiaphas, die korrupte hoofpriester wat kop in een is met die Romeinse regering. Wat 'n beeld van politieke, finansiële en godsdienstige mag. Maar Jesus sê, dis nie al wat ek gaan oorwin nie. Agter hierdie mense, agter hierdie korrupsie, is daar 'n groter boosheid. En ek is hier om hierdie boosheid te oorwin. En hierdie dag, met sy palmtakke, met sy hosannas, nooi vir jou en my ook uit om vandag beheer oor te gee. Om te sê, Here, ek kies u plan. U wat die groter prentjie sien. Waar het jy nodig om beheer oor te gee? Daar's 'n baie bekende skrywer en spreker met die naam van Brennan Manning. Nou Brennan Manning is 'n geestelike leier. Hy het al geskryf veral oor genade en ek weet nie of jy weet waar sy naam vandaan kom nie. Die naam Brennan. Brennan het 'n vriend gehad met die naam van Ray.
En hy en Ry het groot geword, van kleins af, dinge saam gedoen, alles saam gedoen, saam geleer fietsry, saam na meisies gekyk en van meisies begin hou en uitgegaan, baie keer het hulle gedouble date as vriende. Saam hulle eerste voertuie gekoop. Saam uiteindelik is hulle weermag toe. En een aand terwyl hulle in 'n tipe van 'n skuiling sit, in die middel van 'n oorlogssituasie, sit hierdie twee vriende en Brennan vertel hoe hy gepraat het oor die ou dae, toe hulle op skool was, studente was, en hulle saam hieroor gelag het en die geselskap net geniet het. Hy sê sy vriend Ry het nog soos 'n chocolate sit en eet, terwyl hulle hier in hierdie skuiling gesit het. En terwyl hulle so praat oor die ou dae, toe val daar skielik 'n lewendige handgranaat tussen hierdie twee mans. En Brennan sê die laaste wat hy kan onthou is, hy het gekyk in sy vriend Ry se oë, en sy vriend het geglimlag, en toe spring sy vriend op by die handgranaat, en val op by die handgranaat, hy val hom toe, en die handgranaat ontplof. Ry is daai aand oorlede, en Brennan Manning het oorleef. Later het Brennan gaan teologie studeer, en in die denominasie en in die orde waar hy priester geword het, is daar hierdie gewoonte dat wanneer jy begin bedien, dat jy 'n naamsverandering ondergaan. En dat jy die naam van 'n heilige kies as jou nuwe naam. En is Brennan wat toe hierdie naam Brennan kies, want is die van sy vriend. Sy vriend Ry Brennan. Een aand sit hy saam met Ry se ma en hulle drink tee. En hy vra vir die tannie, hy sê vir haar, dink jy Ry het my lief gehad? En sy ma spring op en sy is half ontsteld. Sy sê, hy het sy lewe vir jou gegee. Wat meer moes hy vir jou gedoen het? Wat meer moes hy vir jou gedoen het? Terwyl ons nou in Paastyd is en vandag stap ons saam met Jesus in Jerusalem in. Hier is hierdie week wat voorlê. Jesus se laaste week. Wat genoem word Heilige Week. Ons gaan stap na die kruis toe. Vrydagoggend saam Goeie Vrydag. Soms is jy en ek op 'n plek waar ons ook die vraag wil vra, Here, het U my lief? Here, sien U my raak? En ek wil jou nooi om hierdie week na die kruis te kyk en ook hierdie woorde te hoor, maar wat meer moes hy vir jou gedoen het? Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het sy lewe vir jou en my gegee sodat ons kan ja sê op hierdie uitnodiging van 'n onderste bo koninkryk. Hy het sy lewe vir ons gegee sodat jy en ek ons palmtakke kan waai en kan sing, Hosanna, Here, red ons in ou. Hy het sy lewe vir ons gegee sodat ons nie in beheer sal bly nie, maar beheer kan oorgee aan hom. En ek wil jou nooi hierdie week, donderdag aand om 6:30 ontmoet ons saam in die Klipkerk. En ons gaan vir so 'n uur die pad stap saam deur daai laaste 24 uur van Jesus voor die kruisiging. Dis in daai tyd wat Jesus 'n paar vrae gevra het wat 'n impak kan hê op ons lewens. En ek wil jou nooi, ons gaan saam nagmaal ook gebruik donderdag aand. Jy's baie welkom vir dit. Vrydagoggend om 9:00 is ons hier vir Goeie Vrydag. Moenie alleen kom nie. Nooi van jou vriende. Nooi van jou mense wat vir Jesus dalk nog nie ken nie. Jou kollegas wat nodig het om Vrydag hier saam te kan wees. Dis die een Sondag waar mense wat nooit kerk toe gaan nie, wat nie vir Jesus ken nie, waar hulle oop is om na 'n gemeente toe te gaan. Nooi, moenie skaam wees om te nooi nie. Saterdagoggend is stil Saterdag. Dis daai tussenin dag, daai drempeltyd. Ons almal beleef dit in verskillende areas van ons lewe. Dis die dag tussen Vrydag en
en Sondag. 'n Dag wat ons nie ek weet wat om mee te maak nie. En dalk is jy in so tussenin tyd en ek wil jou nooi vroeg die oggend 7:00 tot 7:45. Ons gaan so 'n handleiding vir jou gee by die deur. En jy gaan op jou eie tyd net stil raak deur daai handleiding bid. Op jou eie tyd en toelaat dat die Here met jou praat deur skrifgedeeltes en vra. Sondagoggend gaan ons fees vier. En ek wil jou nooi om al vroeg hier te wees. Stella en haar band gaan hier wees. En dit gaan 'n geleentheid wees van lof en aanbidding. Ons weet Jesus het opgestaan. Daai Sondag, volgende Sondag, het ons ook 'n doopgeleentheid. Hoe betekenisvol is dit nie om gedoop te word op daai Sondag? Die doop wat juis praat van 'n lewe wat doodgaan en waar jy opstaan in 'n nuwe lewe saam met Christus. As jy nog nie gedoop is nie, is hierdie 'n goeie geleentheid. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar ek soek 'n teken. Die Here moet eers vir my sê ek moet gedoop word. Hierdie is jou teken. Die Here het reeds gesê in sy skrif word gedoop. Dalk sit jy hier en jy sê, maar ek wil eers 'n paar dinge nog uitsorteer in my lewe. Die doop is nie vir mense wat dinge al klaar uitgesorteer het. Vir perfekte mense nie. Dis vir mense wat die vergifnis van Jesus Christus ervaar het. En jy is welkom by die kontakpunte draai te maak en net te sê as jy gedoop wil word. Ons gaan Woensdag aand 'n doopgesprek hê. Ek gaan jou nooi, ons gaan vanoggend afsluit en Jesus as koning van die konings eer vir oggend op hierdie Palmsondag. Kom ons staan, dan gaan ek vir ons saam bid. Here, dis op hierdie Palmsondag waar U Jerusalem inkom om as koning gekroon te word. Maar U koninkryk lyk anders. Dis in hierdie week waar U voor Pontius Pilatus ook staan in sy eie huis en vir hom sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dis in hierdie week waar U as koning gekroon word en waar U kroon 'n doringkroon is. Waar U scepter 'n riet is. Die persmantel wat hulle oor U gegooi het, eintlik 'n spot was. En waar U troon die kruis is. Vanoggend eer ons U as die koning van die konings, die Here van die Here, Jesus Christus. Amen. Kom ons